te bou in die allerheiligste geloof. Dis ons Bybelse opdrag. Jy weet, want dis so maklik om partykeer, jy weet, met twyfel en uitdagings te maak het, en dan vir 'n oomblik te dink, maar hoe sal dit ooit kan gebeur? Hoe sal dit kan omdraai? En dis waar ek jou vanoggend gaan opbou in die allerheiligste geloof. Amen. En ek gaan vir jou oortuig jy laat wegstap, dat jy is tot alles in staat, deur Christus Jesus wat jou die krag gee. En jy kan meer as 'n oorwinnaar wees. Ek hoor nie een amen nie, maar is ook reg. Ek glo wat ek glo nog steeds. Ek sien altyd Tannie Audrey sê amen, maar julle moet onthou, sy praat al bietjie sagter as sy, om seker die ouderdom net dan nie. Dis nie die ouderdom nie, sy gee niks die skuld nie. Ja, ons amens en ons hallelujas gaan in die hemel weer klink. Stem jy met my saam? Dit gaan soos donderslae wees. Maar ek het iets geleer. Ek dink ek moet nou al leer hier op aarde om te kan deel wees van daai donderslae. Om te sê amen, halleluja. Nou, ons het 'n baie mooi voorbeeld in ons broer Cassie. Hy kan amen sê. Dit het ek oor die jare geleer en ek dank die Here daarvoor. En ja, ons is nie hier om chaos te skep nie, ons is hier om geloof te skep. Amen. En ons is hier om te sê, moenie passief wees, wees aktief. Pak die bil by die horings. Ek dink dis die Afrikaanse spreekwoord, nê. En as die bil jou bang maak, dan weet jy's tot alles in staat. Amen. Goed, ek het so baie mooi goed wat ek met jou wil deel en sê oor wat besig is om te gebeur, oor ons jaartema. So ek gaan eers die Bybelverklaring doen, dan gaan ek 'n opmerking maak en dan gaan ons nou vanoggend se boodskap kyk, want vanoggend se boodskap is vir my so belangrike deel van wat die Here van middernagdiens af al vir ons gesê het. So het jy jou Bybel naby, dan gaan ons Bybelverklaring saam met mekaar doen. Hier is my Bybel, dit leer my van God. God is gees en ek kan bid in gees en waarheid. Ek kies vandag om met my gees te luister, elke belofte aan te neem. Die woord is die waarheid en die waarheid sal my vrymaak. Ek dink die skepingsverhaal het in die afgelope tyd vir my en vir jou weer teruggevat na die eerste boek in die Bybel, Genesis. Laat ons weer 'n bietjie beter onthou waar begin dit wat God en mens 'n pad op die aarde begin loop het. En ek wil vir u sê, hoe meer ek dit weer lees en hoe meer dit weer vir my belangrike punte word, hoe meer verstaan ek dat jy kan nie jou begin vergeet nie. Jy mag nie, jy moenie jou begin vergeet nie. Onthou jy dat jy 'n sondaar in die wêreld was en toe kom jy tot bekering? En toe wedergeboorte jou pad kruis en jy die Here Jesus deur die doopwater volg en toe jy op 'n plek gekom het waar jy vervul word met die Heilige Gees en jy kom agter hoe dat jy in die Gees kan bid en hoe dat jy sterk kan staan in die dinge van die Here. Dit was jou begin gewees. En kan ek vir u sê dat wanneer 'n loot wil uitspruit uit 'n tak uit, dan is daar gewoonlik 'n snoeiproses gewees. Dis vir my so treffend, ja, lote spruit uit, ongeag oor die snoeiproses, maar het jy gesien dat as jy 'n boom baie hard terugsnoei, hoe dat daar op die mees onwaarskynlikste plekke loetjies uitkom? Somme bo en onder en al die kante, nê. Hulle kom al die kante uit. Nou ek wil vir jou ietsie sê wat ek glo wat aansluiting vind by ons uitspruitlote jaartema. En ek wil hê jy moet dit reg hanteer saam met my. Weet nie of jy nou al kennis geneem het van pastoor Ad Boshoff se kerk, die CRC kerk en dit alles wat daarmee saamgaan in Suid-Afrika.
En so het ek nou verneem dat hulle, ek dink dit was laasweek of iewers, dat hulle eerste diensie op Walvisbaai gehou het en raai wat, daar was oor die 300 jong mense. Nou mense wil mos nou altyd as jy nou 'n nuwe kerk in die dorp kom sê, ja, maar hier is kerke, jy weet. En ons weet vir wat moet hulle nou 'n nuwe kerk? Maar wie julle onmiddellik het iets my hart aangegryp, nê. Nee. Die Bybel sê dat as ons stil bly, sal die klippe uitroep. As ons dink ons kan nie meer nie, sal die Here iemand opwek wat sê ek kan. En dis hoekom ek glo laasweek se boodskap is so belangrik, dat oud het jonk nodig en jonk het oud nodig. Hierdie dik stam wat teruggesnoei word teruggesnoei vir 'n rede, sodat die uitspreidlote kan groei, dat hulle 'n toekoms kan hê. En daarom wil ek vir jou vra, bid eerder vir hierdie kerke wat inbeweeg en ek hoor daar's nou nog 'n bikerskerk ook op pad. So die vir julle wat motorfietsse het, nê. Nee, as jy nou voel jy wil op 'n Sondagoggend gaan motorfiets ry of ek weet nie hoe hulle kerke hou die bikers nie, julle moet gaan vra. Maar dan wil ek vir jou sê, werk vir die Here. Doen wat die Here op jou hart lê. Kruis die pad. En intussen, as ons nou teruggesnoei word, het ek 'n verskriklike wonderlike verwagting dat die lote gaan bo en onder en al die kante uitsprei. Die Here gaan sy werk volbring in ons gemeente. So daar's geen vrees van my kant af nie. Ons het deur baie seisoene gegaan en ons het deur baie snoeiperiodes gegaan, maar kan ek vir jou sê, is dit nie so wonderlik nie? Ek het die paartjie wat ek nou gister getrou het in Entjensbaai, het ek uitgenooi en ek het vir hulle gesê, hulle is so welkom om deel van die gemeente te word en ek wil graag hê hulle moet deel wees en moet deel wees van hulle keuse om te sê ons is nou getroud, ons gaan nou kerk toe en so het ek gehoop hulle gaan nou na ons gemeente toe kom. Gister kry ek die goeie nuus. Hulle is nou by CRC, of hulle is dan nou by hierdie nuwe kerk. Het jy gehoor wat ek gesê het? Ek het wat gekry? Goeie nuus. Julle snap nie wat ek wil sê nie, nee. Hoor gou weer mooi wat ek wil sê. Dis goeie nuus. Ek hoor toe nou nog beter nuus. En dit is dat hulle som op 'n Dinsdag aand toe by 'n selgroep betrokke geraak het. Is dit nie wonderlik dat jong mense wat nie hulle voet in 'n kerk gesit het vir hoe lank periode van tyd, skielik wil kerk toe gaan? Nee, ouens, nee, kom sê halleluja. Ons jaartema is besig om te vervul. Die Here is besig en as ons nie die regte oomblik vergroei het nie, as ons nie is waar ons moet wees nie, as ons so oud en stomp geraak het. Ek hou van Afrikaans. Moet ek dit weer sê? As ons so oud en stomp geraak het, laat daar nie meer iets uit ons kan uitgroei nie, dan sal ek verstaan dat die Here 'n ander stomp gebruik. Dan sal ek begryp en dan sal ek opgewonde wees. Ek wil vir julle sê, ons soldaat daar in Oekraïne, jy weet, se wêreld het in die afgelope weke deur soveel dinge gegaan. En ek wil net die nodige sê, maar ek hoor dat die huidige somme wat hulle maak, die huidige verliese wat Rusland en Oekraïne ly ten opsigte van jong mense, is op pad na 2 miljoen jong mense toe. Hoeveel gaan ons nog vir die duiwel gee? Ek het in hierdie week dit gaan skryf. Toe skryf ek dit en ek tik dit eintlik toe nou. Ek sê, Here, ek stop in Jesus se naam die oorlog tussen Oekraïne en Rusland.
in Jesus se naam. Want hy is die God wat antwoord. Ek het gisteroggend so vir 'n kort rukkie gekyk na hoe dat die Hamas-beweging die gijslaers teruggee vir Israel en ek wil vir u sê, dis hartverskeurend om te sien hoeveel verdwaasheid, hoeveel onkunde, hoeveel wreedheid daar in hierdie wêreld is. En die kerk het stomp geword. Of het ons stom geraak? Of kan ons opstaan? Is jy reg vir die boodskap vanoggend? Laat ons kan opstaan en ons sê, ons het 'n stem. En as ek sing, ek hef my stem 'n lofsang tot u naam, dan wil ek hê jy moet vanoggend weet, dat ons as 'n gemeente gaan ons kant bring. Amen. Ons gaan doen wat die Here wil hê ons moet doen. En daarom wil ek jou nooi om vanoggend se boodskap saam met my te waardeer. As ek vir jou gaan sê, daar moet onverhinderde groei wees. Dit help nie as die lote spruit en jy breek hulle een vir een af omdat jy nou nie hou van wat nou gebeur nie. Nee, daar moet onverhinderde groei wees. En ek gaan vir jou 2 dinge uitwys waarin ek en jy 'n rol kan speel om dit te laat gebeur. So kom ons lees saam uit 1 Samuel, die 2de hoofstuk vanaf vers 18 tot 21. Hy sê, maar Samuel het as seun gedien voor die aangesig van die Here om gord met 'n linne skouerkleed. Nou, snap net gou eers, in ons 21 dae het ons gesê, jy moet met God kan wandel, jy moet sy aangesig, jy moet onder sy sig kom, hy moet jou kan raak sien, en as jy na hom roep, gaan hy antwoord, halleluja. En ons is besig as 'n gemeente om dit te doen. En hier is Samuel, en wat gebeur met hom? Hy word tot by die aangesig van die Here gebring. Ons kinders moet tot by die realiteit, die werklikheid, die belewenis van godsdiens kom. Halleluja. Ek gaan dit weer sê. Ek sê ons kinders moet weer godsdiens beleef. En ek dank die Here vir gemeentes en kerke soos hierdie ander kerke wat so sing en hulle maak so, en ek sien hoe dat jong mense met trane en met toe oë en hulle hande in die lug staan. En dan dink ek, hier is jong mense wat sê, Here, U is wonderlik, U is 'n groot God, U is 'n heilige God. Dan sê ek, Here, as ons as 'n Pinksterkerk dit nie meer kan regkry nie, doen dit deur wie U wil. Maar laat ons kinders weer leer om God te aanbid. Laat ons kinders weer leer om met trane voor God te staan en te sê, U is 'n heilige God, U is 'n wonderlike God, U is 'n onbeskryflike God, U is my God. Hier is Samuel en hy is voor die aangesig van die Here. En hy is omgord met 'n linne skouerkleed. Ek gaan nou iets meer daaroor sê. Kyk nou, oulik is Hanna sy ma. Hy sê, en sy moeder was gewoond. Mamas, moenie ophou om gewoond te wees nie. Moenie ophou om te doen wat gewoond is nie, of gewone is nie. Doen dit met ywer. Sy ma was gewoond om vir hom 'n klein manteltjie te maak, wat sy van jaar tot jaar vir hom gebring het, as sy met haar man opgaan om die jaarlikse offer te bring. Broers, ek kom nou by julle oor daai offer. Kom ons lees verder. Hy sê, dan seën Eli vir Elkana en vir Hanna, sy vrou, en sê, mag die Here jou 'n nageslag gee uit hierdie vrou, ter vergoeding van wat aan die Here afgestaan is. Daarop gaan hulle na sy woonplek toe. Vers 21, en die Here het ag gegee op Hanna, sodat sy swanger geword het, nog 3 seuns en 2 dogters gebaar het, en die seun Samuel het groot geword by die Here.
Ek hoop jy lees nog baie Bybel. Ek hoop jy vergeet nie jou sonnaarskoolstories nie. Want hierdie is mos 'n baie mooi sonnaarskoolstorietjie gewees. Jy weet van Hanna wat nie kinders kon gehad het nie. En wat gebeur? Sy gaan huil en huil en huil voor die Here en sy kry 'n belofte wat sê volgende jaar hierdie tyd, nê. En toe is dit net so. Maar net toe sy dink sy het 'n kind, toe het sy nie meer 'n kind nie. Net soos wat Adam en Eva gedink het, hulle het nog 'n Abel, toe het hulle nie meer 'n Abel nie. Toe het Kain hom doodgeslaan. In die ou wreedheid, die plan van die ou vyand, die duisternis, het nog nooit opgehou nie. Hy gaan nog steeds voort en ek en jy moet verstaan, ons moet begryp, dat ons het 'n rol om te speel, ons kan nie passief wees nie, ons moet uitgesproke raak, ons moet hardop begin roep na die Here, ons moet sê, Here, U het ons nodig soos nog nooit van tevore nie. En ek hoop jy het nou reg gemaak wat ek nou verkeerd om gesê het. Ons het U nodig, Here. Ons kan nie sonder U klaarkom nie. En my kind moet my afhanklikheid sien. My kind moet sien hoe ek gees vervul word. My kind moet sien hoe dat weer opstaan en sê die Here sal voorsien. Die Here is God. Die Here is magtig. Nou in hierdie skrifgedeelte, as ek jou aan die hand kan vat, dan wil ek vir jou sê, ons moet laat groei. Moet dit nie verhinder nie. Ons moet laat groei. Het jy al gesien dat 'n kers, as jy hom eerste keer aangesteek het, dan raak hy al hoe kleiner? So tipies van ons lewe, né? Jy word gebore, jy word al hoe ouer. En uiteindelik, ek weet nou nie of jy al lanklaas 'n kers gesien het wat nou heeltemal uitgebrand het, dan hier op die heel laaste stukkie is nog so 'n stukkie lont, jy weet, en dan lê hy so in daai poelietjie van die gesmelte was, en dan wil hy so brand, jy weet, en hy wil kers wees, maar dan skielik word sy kers uitgeblaas. En jy het jou kans gehad. Kers het sy kans gehad. En as ek laasweek vir jou sê, moenie oud wees voor jou tyd nie, en moet ook nie te groot wees vir jou skoene nie, dan wil ek vir jou sê, kom ons leer om te tel soos wat God tel. Caleb het 80 jaar oud geword, en sê hy, gee vir my die bergland, nee. Hy het gesê, ek kan. Die woord van die Here is getrou, so ek wil hê jy moet word, saam met my verstaan, dat daar gebeur iets. En toe ons nou laasweek hier voorreg gehad het, om saam met my broer en suster hier vir La Rochelle na die Here toe te vat, toe was dit vir my so naby aan wat ek glo, ons moet iets verstaan, of ons moet iets begryp oor oud en jonk, dat ons sal verstaan, die een kan nie sonder die ander nie, en die ander ene kan nie, jy kan nie op jou eie nie. Ons het mekaar nodig. Ons sal mekaar moet help dra. Hulle sal ons aanspoor en ons sal hulle aanspoor. Ons sal vir hulle iets kan doen en hulle gaan vir ons iets kan beteken. En daarom wil ek hê jy moet weet, dat terwyl kinders spontaan lewe in 'n jaarsiklus, en hulle eintlik, jy weet, die dae begin aftel na hulle verjaarsdag toe nie. En u dink ek het nou die verjaarsdag vergeet vanoggend, maar ek het nie, daar is nie 'n verjaarsdag hierdie week nie. En die eenvoudige rede vir dit is, dat as jy net 'n gemeente van 143 aanbidders het, dis kinders almal ingesluit, nê, in 'n jaar het 365 dae, dan verjaar dan net teoreties elke tweede dag iemand. Stem jy met my saam? So, is dit wat die Here wil hê? Ons ry gisteraan terug van Henties Baai af, en nou kyk jy verswak op daai lang ry ligte, en dan kom ek hier met die pad hier agter die duine om, en ek kyk Walvis Baai se lang ruggies, en ek sê vir Margaret, weet daar's vir my 'n geweldige ironie wat ek bid dat die Here dit in ons seisoen gaan verander. Dat die Here dit in ons tyd gaan verander. En ek sê vir haar wat dit is. Ek sê vir haar, kyk hoe het Swakop gegroei, kyk hoe het Henties Baai gegroei, kyk hoe het Walvis Baai gegroei, en die kerk het al hoe
kleiner en minder geword. Daar's al hoe meer leë sitplekke. En ek dink ons moet toelaat dat God ook ons kan aanspreek. Of deur dit kan sê, en wat doen jy daaraan? Is dit nou maar net, ek moet dit gelate aanvaar? Is dit maar net, ai pastoor, jy weet hoe hard werk ek en jy weet waardeur ek gaan. En dan wil ek hê jy moet vanoggend verstaan saam met my, dat as jy huisgesin gaan fokus op die fisiese, biologiese groei van daai kind, en hulle wil hê dat hierdie kind moet mooi groot word, dan sorg jy dat hy by die tandarts kom, en jy sorg dat hy by die dokter kom, en jy sorg dat hy by al daai goed. En as jy dink die geweldige ondersteuning wat huisgesinne in ons dag het van die skole se kant af, en ek noem dit ondersteuning en ek is positief daaroor, dan wil ek vir u sê dat ek dink dit is so wonderlik om te dink dat die skole sal alles wat nodig is aan die kinders probeer oordra. En ek dink ook 'n paar goed wat hulle eintlik nie moet oordra nie, jy weet. Maar hulle sal hierdie kind se kenniswêreld sterk maak en sterker maak en hom uitdaag en vir hom sê, "Ai Konna, as jy nie jou huiswerk doen nie, gaan ek nie vir jou punte gee nie. En as jy nie leer vir die eksamen nie." En hoe kan ons nie ons kinders dryf om te presteer op skool? Hoe lank gaan ons toelaat dat 'n kind sommer net in die huis doen wat hy wil? Nee, ons tree beslis op. En skielik as ek sê, hoekom het die kerk nie gegroei nie? Hoekom het die kerk minder geword? Dan wil ek vir u sê, dis omdat nie die kinders se keuse gemaak het nie, omdat die ouers se keuse maak. Ouers, ons moet weer vir mekaar sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. En my kind sal in die kerk wees. Want hoekom? Dis hierdie rol wat die kerk in die groei van jou kind wil speel, om sy gees te laat opwek. Soms dan kyk ek so, en dan besef ek, as ek kyk na 16, 20 of 18-jarige jong mense, dan besef ek, skielik wil ons hê hulle moet die Here dien. Skielik wil ons hê, hulle moenie verkeerd optree nie, en hulle moenie swak keuses maak nie. Maar ek gaan vanoggend dit vir jou duidelik jou hart wakker maak, dat ons sal met 'n rol speel, oud en jonk sal met hande vat, en ons sal moet soek na die reën van God se gees op ons kinders, en ek dank die Here weer, dat as ons dit nie reg kry nie, dan sê ek, kry dit reg as jy dit kan reg kry, en jy dit op 'n ander manier of 'n ander plek doen as ek. Maar ek glo nie ons seisoen as 'n Pinksterkerk in Walvis Bay is verby nie. Al wat ek en jy nodig het, is om weer te gaan vas staan en te sê, ek weet wie my God is. En om in groot spontaniteit en oortuiging die Here te aanbid. Ek het laasweek vir jou gesê dat ek oortuig is, en ek raak al hoe meer oortuig daarvan, dat God het 'n unieke grootwordplan in sy woord. En hierdie grootwordplan is dat Elkana en Hanna het daardie plan begin verstaan. Hulle het geweet wat hulle moet doen. En as jy in die teks lees, sonder dat ek nou iets wil byvoeg, maar dit staan in die teks, dan het hulle ten minste 1 keer 'n jaar na die fees toe opgegaan. Nou hoe sê jy daarvan nou om net 1 keer 'n jaar kerk toe te kom? Want dit lyk nogal vir my of dit die minimum was wat Samuel nodig gehad het, wat God kon gebruik om te sê, hierdie kind het 'n toekoms. 1 keer 'n jaar. Nou ek weet nou nie wanneer die Bybel help ons nie verstaan na watter fees hulle opgegaan het nie, maar hulle het 1 keer 'n jaar gegaan. Maar hier is dit. Broers, ek het gesê ek kom na julle kant toe. Wat het Elkana, wat het hy gebring? Sy jaarlikse offer. Hy het 'n jaarlikse offer gereed gemaak. En
terwyl hy besig is om die offer reg te maak, wat ook al dan die offer kon gewees het, het Hanna haar hande besig gehou en het sy vir Samuel 'n of 'n mantel gemaak. En jy moet nou die twee woorde saam met my onderskei. Daar's 'n skouerkleed en daar is 'n mantel. Die Bybel praat van 'n klein manteltjie, want Samuel was nog klein gewees en ek wil jou vanoggend help om te verstaan dat broers, susters, help jou man. Help ons mans. Ondersteun ons mans. En ek weet nie, as dit nie anderster kan nie, dan wag jy vir so nog 'n rampie of 2 in die diens en dan maak jy 'n ander keuse. As jou man dan nou nie weet op jou wenkel wil werk nie. As dit lyk jou man gaan nie in daai rigting beweeg nie. Maar broers, ons moet ons mense, ons kinders, ons vrou, ons almal weer laat hoor dat jy soek die koninkryk van God eerste. Godsdiens is nie 'n tweede saak nie. Om by God uit te kom is 'n eerste saak. En jy maak seker, hoekom dink jy het die slang na Eva toe gegaan? Want hy het geweet, Eva staan tweede in die ry. En toe Adam eintlik moes voet neersit, toe het hy nie voet neergesit nie. Toe hy eintlik moes sê, koninkryk eerste. Gehoorsaamheid eerste, God eerste, jaarlikse offer eerste. En ek wil vir julle sê, ek dink dit is nodig dat ons manne sterker moet staan en sterker moet staan en sê, ek gaan jou nie forceer of ek gaan jou nie seermaak nie of ek gaan jou nie verkleineer nie, maar ek en my huis, ek en my vrou en my kinders, ons sal die Here dien. Ons sal doen wat God wil hê, ons soek eerste die koninkryk van God. En wat ek in hierdie jaar in ons kinderkerk wil regkry, is dat ek wil ons kinders leer om weer eerste mense te word. Ek wil hulle leer, dat as jy eerste dit doen, en dit lyk so vir my of die minimum vereiste 1 keer 'n jaar is. En dit was nogal vir my interessant, ons almal verjaar 1 keer 'n jaar. En ons maak nogal 'n groot ding van daai 1 keer 'n jaar. Stem julle saam? Maar toe dink ek terug aan laasweek en ek dink iets anderster. Ek dink jou grootste 1 keer 'n jaar vir jouself en vir jou kinders moet wees dat jy haal weer daai kindertoewydingssertifikaat so uit. En jy kyk hom so en jy sê vandag, net mooi 1 jaar terug, het ons voor God gestaan. Het ons soos Elkana en Hanna opgegaan met ons jaarlikse offer. En ons het dit gaan neerlê aan die priester se voete. En daarom dat die seën kon laat gebeur, dat daar iets kon plaasvind. So kan ek vir jou sê, ek dink jou jaarlikse offerdatum kan amper jou kindertoewyding wees. Help ek jou nou om dit reguit genoeg te sê, dat jy kan snap, of miskien is dit dan nou jou bekering, wat jou jaarlikse offer word, of dit word jou doping met die Heilige Gees, wat jy sê, op hierdie dag en datum het ek die Heilige Gees ontvang. Ek wil jou graag vanoggend op 'n koers sit, en ek wil jou sê, leer om dit te doen. Maar kom ons kyk net kort en vinnig, na die verskil en die betekenis van die linne skouerkleed en die klein manteltjie wat gemaak is. Nou kry daai prentjie, ek het laasweek ek vergeet nou altyd hulle twee se, Ethan hier laat staan, nee. En gister daar by die troue is die ringdraertjie is nog so. Maar daai ringdraertjie het toe nou besluit, ek dra nie ringe rond nie. So jy moet weet, as hulle eers daar kom, wat hulle nou eie wil hê, dan is nogal uitdaging. Maar nou staan hy hier, en ek besef net vir myself, daar's nie 'n greintjie verskil tussen my vlees, kennis en gees. My gees, siel en liggaam. Hy het ook gees, siel en liggaam. Sy is ook in die beeld van God gemaak. Hierdie kinders en ek en jy wat ook kinders was,
moet weer verstaan hê, dat hoe gouer jy eerste by God uitkom, hoe beter. Ek dank die Here, dat ek op 'n baie jong ouderdom verstaan het, jy gee jou hart vir die Here. En ek het die getuienis daarvan as ek vertel van hoe Tannie Eldit Bosch, weet vir my sonnaskool gee en ek is 'n ou graad 1 of 2 seentjie gewees en sy in 'n sonnaskool les of wat ook al eendag so ietsie weet stop of wat ook al en sy kyk so vir my en sy sê jy gaan eendag 'n pastoor word. En dit het nooit weggegaan nie. Ek onthou Tannie Eldit Bosch tot vandag toe. Sy's deel van my geskiedenis. Sy's deel van my roeping. Sy's hierdie ouer tak wat 'n uitspruit lood gesien het en gesê het, die Here gaan jou vir iets gebruik. Die Here kan jou so help. Die Here kan dit vir jou doen. Kan ek gou vir jou weer sê, daar's sekere goed wat oud kan doen wat jonk nie kan doen nie en daar's dinge wat jonk kan doen wat oud nie kan doen nie. En ons moet hande vat, ons moet by mekaar uitkom. So, wat het gebeur hierso? Dit was Eli se taak of dit was sy rol gewees om vir klein Samuel tempelklere te gee. En dit was 'n linne skouerkleed gewees. Gaan nou vir jou 2 prentjies wys en dan gaan jy dit nou glad nie vergeet nie, nê. En dit was sy taak gewees. En ek dank die Here dat ons nie wag totdat 'n kind, jy weet, eers in sy tienerjare is en dan wil ons hom katkeseer en dan wil ons hom nou, jy weet, bevestig in die kerk of dan word hy nou aangeneem en voorgestel en ek kritiseer nie enige kerk of iets daaroor nie. Ek dank die Here dat ons verstaan dat jy bring kindertjies na Jesus toe in 'n toewydingsoomblik so gou as wat jy kan, so vinnig as wat jy kan, want hulle moet eerste wees. Hy kind moet 'n ondervinding hê van hy by 'n eerste oomblik uitgekom. En dit is daar wat dit vir my so mooi is, dat Hanna vir Samuel kon afstaan saam met Elkana, kon sê, hierdie kind gee ons terug aan die Here. So waarmee is ons dan nou besig? Die kerk moet 'n rol speel. Die kerk moet 'n teenwoordigheid wees. Die kerk moet 'n belangrike wees. En dan doen Hanna die mooi ding wat jy nou gelees het saam met my, is dat elke jaar maak sy nou 'n klein manteltjie, nê. En dan bring sy hom saam. En dan, as hierdie manteltjie gemaak is, dan kan ek haar sien hoe sy daar, weet, na 'n jaar, maar sal jy nie ook jou kind verjaar na 'n jaar, verlang na 'n jaar wat jy hom nie gesien het nie? Gaan jy so voel jy mis uit iets? Jy wil hom sien groot word. Jy wil sien hoe sy vlees en hoe sy skoolprestasies, sy kennis ontwikkel en alles. Maar kan ek vir jou sê, as jy eers begin om te verstaan dat jou gees, jou kind se gees, moet eerste wees. Jou kind se gees het honger en 'n dors. Jou kind se gees moet aangeroer en aangeraak word. Jy kan nie 'n kind grootmaak asof hy nie 'n gees het nie. En ek weet baie van julle sê, pastoor, jy preek nou vir die verkeerde groep, want ek het my kans gehad en ek het misluk, of pastoor, ek het dit nie reg gekry nie, of pastoor, as ek terugkyk, dan wonder ek, wat het ek dan nou eintlik gedoen? Hoor weer, oud het jonk nodig en jonk het oud nodig. Ouma, oupa, oom, tannie, daai kind hou jou dop. Daar's kinders wat gesê het, ag, die groot mense gaan nie eers kerk toe nie, hoekom moet ek kerk toe kom? Kan ek jou help om te verstaan, dat as jy dink aan die verskil tussen hierdie twee, dan lê die verskil in tyd, in bruikbaarheid. Die verskil lê daarin, dat wanneer jy dink aan die mantel, en dis die makliker een om eers te verstaan, dan sal jy mos nou dadelik met my saamstem, dat as hulle jaarliks opgegaan het, dan was laas jaar se manteltjie klaar te klein gewees. So Hanna moes in die geloof, en hier is vir jou les om te leer, suster, sy moes in die geloof mates maak, en sê ek wonder, hoeveel het hy gegroei?
ek wonder of hy gaan pas. En dan het sy daai mantel gemaak en dan bring sy die mantel en dan sy hom nou mooi en ek wonder of sy nie maar sommer, jy weet, 'n naald en gare ook saamgevat het en 'n stukkie ekstra lap vir ingeval. Geloof nou, jy weet, 'n klein was en die manteltjie gaan nie pas nie. Ek weet nie presies alles wat daar gebeur nie, maar kan ek vir jou sê, daar is iets daarin en ek gaan nou iets meer daaroor sê ook. En dit is dat jou kind moet toegemaak word, jou kind moet bedek word. Dis die mantel se werk. Die skouerkleed is anderster. Is 'n ding wat oor die skouer gegooi word. Hy's los op die kante, hy word met strikkies vasgemaak, jy weet, en hy het nogal 'n manier, hoe langer die toutjie hier word, hoe groter kan jy word, soos Eli, jy weet, dan kan jy nou groter word. Dan pas hy daarom vir 3-4 jaar, jy weet. Broers, los uit julle vrouens, nee. Vrouens, los uit julle broers. Jy weet, maar jy raak groter, nee. Verstaan jy? En dan het hy nog gewerk. Want hoekom? God se woord werk. God se waarhede is die oplossing vir die lewe. Om jou kind so gou as wat jy kan en om jouself by God te hou, is die absolute wenresep van die lewe. Ons laat so toe dat die een baas begin speel of 'n belangrike rol begin speel as die ander ene. En baie keer dan sal ons sê, maar ag ek sal maar net die manteltjie, jy weet. Nee. Jou kind het 'n skouerkleed ook nodig. Jou kind moet op 'n plek gebring word. En daarom, as ek die prentjie vir jou wys, hier is Eli besig om vir Samuel sy skouerkleed op te sit. Maar as jy mooi gaan kyk, dan sal jy verstaan dat die skouerkleed kon nie toemaak nie. Die skouerkleed was bo die mantel gewees. En die mantel moes toemaak. Want hoekom? As jy teruggaan na die sondeval toe, as jy teruggaan na Adam en Eva se oplossing vir hulle naaktheid en hulle beklaanswaardigheid met sonde, ongehoorsaamheid, het hulle vye blare gevat en hulle het hulle self toegemaak. En God het so gekyk en gesê, ai, arme Adam, ek het jou iets gegee om alles te weet en slim te wees, en al die diere name te gee, en om al die bome te gee. Maar Adam, het jy nie geweet hoe kan 'n vye blaar droog word en stikkend brokkel en dan bly daar niks oor nie? Wil jy môre dan nou weer skaam wees? En dan gebeur 'n unieke ding. As jy die skepingsverhaal, as jy die eerste hoofstukke bestudeer. En dit is dat God laat vir die eerste keer bloed op die aarde drup. Maar is nie Kain wat vir Abel doodslaan nie. Is 'n offerdier wat geslag word. En God maak van hulle velle vir Adam en Eva 'n bedekking. Want jy sien, om sonde toe te maak, moet blywend kan wees. Dit moet ondeursigtelik wees. Jy moet so kan vergewe, jy moet so kan vryspreek, jy moet in die sonde en die ongeregtigheid so kan vasbly staan, dat niks kan deurskemer nie. Dis asof daardie persoon onskuldig is. En ek hoop dit sê vir jou iets, jy kan nie skinder oor iemand en dink jy het hom toegemaak in jou liefde nie. Jy kan nie kwaad praat van iemand en dink jy het hom toegemaak in die liefde van God nie. Ek wil hê jy moet hoor, ons kinders moet dit hoor, ons moet dit vir mekaar sê. Ons behoort te praat soos wat God praat. Ons behoort te sê soos wat God sê. En ek wil vanoggend vir jou groot moed inpraat. En ek wil vir jou sê, al was jou sonde so skarlaken, hy kan dit wit was, witter as die sneeu. Hy is die een, die bloed van Jesus Christus, toe dit drup op die aarde, toe sê God, ek dink nie eers meer aan jou sonde nie. Maar hoe gaan krawe ons baie keer ou koeie uit die sloot uit en sê ek wonder,
kan ek jou help om dit saam met my af te sluit. Dat mamma, pappa, as julle daar by die huis, daai kind leer, dat die kruisdood van Jesus, die bloed van Jesus, reinig ons van al ons sondes. En daardie kind stap hier in, en hy word die skouerkleed oorgehang. En wat is die skouerkleed? Dit was versier met 'n borstas, soos wat dit gesê is, van beslissing. En wanneer daardie kind moes keuses maak, of wanneer daardie priester 'n beslissing moes vel, dan het hy oor hierdie borstas wat vol edelgesteentes was, het hy 'n sekere manier met God gekommunikeer. En God sou vir hom gesê het wat die regte uitkoms is. En tyd ontbreek my om te probeer om genoeg te sê, dat jy regtig kan snap wat ek vir jou wil sê, maar dit is hopelik vasgevang in hierdie volgende stukkie wat ek wil sê. Ek het vir jou gesê, God is 'n God van wonders. Die grootste ding wat God kan doen, is om 'n sondaar deur sy reddende genade 'n kind van God te maak. Ek en jy kan nie, ons kry dit nie reg nie. God doen dit. Hy laat dit net gebeur. As jy verstaan dat die Bybel sê vir my mooi, hy sê die Here het ag gegee op Hanna. Kan jy hoor? God wil ag gee op jou. God wil nie hê dat jy langer kinderloos moet wees nie. En ek wil dit profeties spreek en sê oor ons gemeente, ons gaan weer die grootste sonnaarskool in Walvisbaai wees. Ons was dit en ons sal dit weer wees. En nie eendag nie, nie oor 20 jaar nie. Nee, in hierdie dae sal God laat uitsprei en daar sal iets gebeur wat my en jou, en as hy iemand anderster gebruik, as hy 'n ander kerk gebruik, dan begin ek jubel en juig in die Here, want ek wil hê jy moet weet, 'n boom wat geplant is by die waterstrome kan nie skuif nie, halleluja. En is wanneer hierdie waarhede jou gryp, en wanneer jy verstaan, dat jy's geplant in die huis van die Here, en jy sal groei in sy voorhoewe, dan hoop ek jy snap vanoggend, wat 'n rol het ons om te speel. Ons kan nie ophou, ons moet doen wat ons moet doen. Ons is voluit vir sy saak. Ons gee ons alles vir die koning van die eeue. Dankie Sissa. En ek wil jou vanoggend vra, begin saam met my ten minste. Al kry ek jou nou nog nie op 'n Woensdag aand by die kerk nie. En ek bedoel dit as ek dit sê. Hierdie kerk was sterk toe die bidure sterk was. Hierdie kerk was 'n bruikbare kerk, was nie 'n droë stomp nie, was miskien 'n ou stomp gewees, maar hulle het hulle afgestomptheid op hulle knieë voor God weggebid, totdat 'n nuwe vars salwing op hulle neergedaal het. Dis hoe die kerk behoort te wees. Dis wat ek en jy moet wees dag vir dag. En dit moet eenvoudig vir ons kinders nie eers 'n argument wees nie. Hulle moet net sê, ek gaan saam. Dit is my so kosbaar dat klein Lumay, jy weet, dit is so belangrik, elke Sondag kom jaag sy ons uit die bed uit. Ons moet nou klaar kry, dis nou kerk toe gaan tyd. Ek wil vir jou sê, as jy daai kind se spoed breek, hoe gaan daai kind weer opstaan? Daai kind moet jou in aksie sien. So, Samuel se waarheid is, vir my, toe hy op daai plekkie kom, waar hy sy Bybel lees, dankie Sissa, toe hy daai plekkie lees, toe hy daar by Eli uitkom, toe leer hy, lees jou Bybel en bid elke dag. Lees jou Bybel
en bid elke dag. Doen dit so, dat hulle jou sien. Kyk, my kleinkinders ken net een storie daar by ons, en dit is dat, waartoe gaan oupa? Hulle ken net een storie. Nou ek is bevoorreg, ek ag myself gelukkig, maar jy kan ook deel daarin. Weet, dan sê antwoord altyd, ek gaan nou kerk toe. Nou gelukkig is die kerk my werk, of die plek van my werk. Ek het 'n Samuel geleentheid, wat jy miskien op 'n ander manier moet hanteer, soos 'n Elkana en 'n Hanna, maar bring 'n jaarlikse offer. Bring daai manteltjie. Laat jy weer verstaan, daai paar minute wat jou kind hier langs jou sit, bring die mantel van God oor hom. Bring daardie toemaak, en sê, Here, my kind is ook u kind. En as jy toelaat, kom die pastoor of iemand. En as ietsie wat ek vergeet het, en ek wil dit graag sê. Ek dink, as jy die gedeelte lees, dat nadat Eli vir Elkana en vir Hanna geseën het, dan sê die Bybel hierdie kort sinnetjie. Hy sê, en hulle het na sy huis gegaan. Nou, kry die konteks reg? Hulle het nie huis toe gegaan nie. Hulle het gesê, Eli, kan ons gou kom koffie drink by jou? Ek wil iets regmaak hierdie jaar. En dit is dat, ek twyfel of haar dokter is wat jou elke 2 of 3 maande bel en vra, hoe gaan dit met jou gesondheid? Wie het so 'n dokter? Enige iemand so 'n dokter? OK. Sal enige bankbestuurder wat jou een of ander tyd bel en sê, hoorie, ek het nou na jou rekening gekyk en ek dink ek het 'n paar wenke vir jou. Bel die bankbestuurder jou? Ja, beslis, nee. Dit sal hy baie gou doen, nee. Het jou tandarts jou gebel? Het die prokureur jou gebel? Het die burgemeester jou gebel? Maar jy sien, ons het 'n mentaliteit ontwikkel dat die pastoor moet jou bel. Hy moet nou soos 'n herder sorgsaam rondloop en hy moet vir jou voorkeur gee bo al die ander. En hy moet jou kom haal en hy moet jou kom optel en hy moet jou probleme oplos en hy moet jou wêreld oplos. Hierdie sinnetjie is vir my so kosbaar, is dat hulle het na Eli se huis toe gegaan. En ek wil vandag weer vir jou die deur oopmaak en ek wil vir jou sê, daar is ruimte in my en Margaret se hart, dat jy enige tyd mag sê, pastoor, ek wil net my kind gou na jou toe bring. Pastoor, is nou 'n jaar, Petrus, ek hoop julle gaan onthou, volgende jaar hierdie tyd, nee. Sê julle, is La Rochelle, 1 jaar later. Pastoor, bid net nog weer 'n keer vir ons. Eli, Eli, Eli. Wat beteken die naam Eli? Beteken my God. My God. My God. O, Jesus, salwing van die Here in hierdie plek. En ek wil jou nooi om dit nou vir jouself te vat en te sê, ek is die gesalfde en die geseënde van die Here. Ek het laas vir jou gesê, dis nooit te laat om jou kind van wonderwerke te leer nie. Dit kan nooit te laat wees, al het jou kind hoe oud geword, om jou kind van die salwing en die inspirasie van die Heilige Gees te leer. Om te kan sê, ek was in die Gees op die dag van die Here.
Ek was bly toe hulle vir my gesê het, kom laat ons na die huis van die Here toe gaan. En ek weet ek het stadig beweeg en ek het tyd gebruik, maar ek wil bid en wie wil saam met my vir 'n oomblik staan en sê, Here, daardie jaarlikse offer, Here, daardie mantel moet gemaak word. Here, dit moet gebeur. Wie wil saam met my staan? En dan doen jy dit en dan sê jy, Here, hierdie 2 hande staan reg. Hierdie 2 hande, hierdie 2 voete, Here, staan reg. Dat ons kan opgaan na die huis van die Here, dat ons by die Here kan uitkom, dat ons hom weer soek en dat ons hom kry en dat ons seker maak, hy's in ons midde, hy's in ons huis, hy's in ons besluite, hy's in ons oortuigings, hy's in ons hele wese. Daar's vir my niks anderste, net daar waar jy staan, gee jouself opnuut weer en sê, Here, al vra dit inspanning, ek sal dit doen, want dis u kinders, dis u mense, dis u lewe, dis hulle wat u liefhet. En ek eer u daarvoor. Here, ek wil bid dat daar 'n besonderse salwing in hierdie oggend op elke een teenwoordig mag neerdal. Sit gou 'n hand op 'n skouer langs jou. Doen dit met vrymoedigheid, of dit jou man of vrou is of wat ook al. Daar moet net 'n oomblik van kontak wees en sê, Here, ek plaas die salwing van die Heilige Gees op my broer en my suster. Ek bid dat die heerlikheid van God oor hulle lewens sal deurbreek en dat elke las en elke bekommernis die wyk sal neem, omdat die Here ons God is, omdat die Here aan ons kant is, omdat die Here vir ons 'n toekoms gee en ons eer u daarvoor. Dankie, Here, dat ons nou as gesalfdes en geseëndes van die Here by hierdie plek mag uitstap. Here, net soos wat Elkana en Hanna, nadat alles teruggegaan het, Samuel agtergebly het, was sy mantel nommerpas. Here, ons kinders se mantels sal nommerpas wees in Jesus se naam. As jy 'n jaar of 10 oorgeslaan het, as jy miskien gedink het, jou kind moet maar self regkom, dan doen jy dit vanoggend in die Gees, dan sê jy, Here, ek maak my kind nou weer toe, noem daai naam voor die Here, noem daardie name, en sê, Here, u het my voorspoedig gemaak, ek het nie net 'n Samuel nie, ek het nog 'n kind en nog 'n kind, en daar's nog enetjie, Here, in my wêreld, ek bring hulle en ek maak hulle toe in Jesus se naam. Here, ek kom dat die sonde geen effek mag hê nie, dat die ongeregtigheid geen impak kan hê nie, want my kind behoort aan die Here. O, prys God, halleluja. Here, dankie dat u ons opwek, en dat die lote kan uitspruit in Jesus se naam. Halleluja. Loof die Here. Halleluja. Loof die Here.